Vandag se topstories. Die staat verduidelik hoe Omar al-Bashir gevlug het aan die hof. Soveel kos die nuwe reisregulasies Suid-Afrika. Waar het Leon Schuster en Jack Parra vandag 20 jaar terug die rugby gekyk? En van Ryds tot in Finland. 'n Flikse voelse migrasie trend op Facebook. Goeiemôre, ek's Elma Smit. Hoekom is Sudanse president Omar al-Bashir nie in hegtenis geneem in Suid-Afrika nie en hoekom is hy toegelaat om die land te verlaat ten spyte van 2 hofbevele? Die ANC moes maandag in die nasionale vergadering bond staan om die vrae te beantwoord en dinsdagoggend moes ministers aan die Pretoria se Hooggeregshof amptelike verduidelikings verskaf. Jean-Marie Versluys doen vanaf die hof verslag. Die Hooggeregshof in Pretoria se volle bank het verlede maandag die minister in die presidentskap en die minister van staatsveiligheid beveel om binne 7 werksdae 'n eedsverklaring in te dien waarin hulle verduidelik hoe al-Bashir Suid-Afrika verlaat het. Die regering het egter gister aangedui die eedsverklaring moet teen môre ingedien wees. Die volle bank gaan vanmiddag sy redes uitlees waarin hy verlede maandag beveel het dat al-Bashir gearresteer en aangehou moes word terwyl daar gewag word op 'n formele versoek van die internasionale strafhof om hom uit te lewer. Dankie Jean-Marie. Die nuwe reisregulasies wat ten doel het om kinderhandel hok te slaan het Suid-Afrika nou in 'n minder kindervriendelike reisbestemming omskep. So meen die Toerisme Sakeraad van Suid-Afrika. Benewens persepsies het hulle ook die koste van die regulasies gepyl. Leroux Kuman doen verslag. Skokkende skattings van hoeveel geld Suid-Afrika se toerismebedryf kan verloor weens die nuwe reisregulasies is Dinsdag in Johannesburg bekendgemaak. 'n Geskatte 700,000 kinders, jonger as 18, het Suid-Afrika in 2014 besoek, luidens 'n nuwe verslag deur die Toerisme Sakeraad van Suid-Afrika. Hulle verwag 'n afname van 20% in vraag in die gesinsreismark, weens die nuwe bepalings, wat dit onder meer verpligtend maak om kinders se geboortesertifikate te verskaf tydens visumaansoeke. Minder voete meen minder geld, waarsku hulle, met totale geskatte verlies van minstens 10 miljard rand per jaar en 'n moontlike verlies aan 24,000 werksgeleenthede. The problem with the birth certificate is the fact that it's not an internationally recognized travel document, and there's no international standard of what a birth certificate needs to look like. The reports that we were getting back from tour operators dealing with family-based tourism and dealing with sporting tour groups, and generally the attitude was very negative, and the response was South Africa is no longer seen as a family-friendly destination, and nor is it seen as a positive destination of which tour groups to actually travel to. Waar was jy vandag 20 jaar gelede toe Leon Schuster se Hier kom die bokke oor die luidsprekers van Ellis Park gespeel het en 'n Boeing 747 met die woorde Good Luck Bokke oor die stadion gevlieg het? Ter herdenking van Suid-Afrika se 1995 Wêreldbeker rugby toernooi triomf het ons 'n paar bekendes gevra waar hulle daardie dag was en wat hulle onthou. Ek was net 5 geweest, obviously nog 'n laaitjie, so ek kon nie veel gepaar het en geboos het, ons by 'n chommy my trons huis te check en toe het ons na die tyd teruggery, my ma my hotel terwyl deur Durbanville en myne en dit was mayhem, like crazy, ons kon daar deur ry, die mense het in die kar gespring, dit was net psycho. Die aspek wat ek die beste onthou van daai dag mag dalk 'n bietjie egoïsties klink, terwyl die bokke so gedreun het, hier kom die bokke, terwyl die game aan die gang was, het 'n groep mense, toeskouers, 'n massiewe banier opgehou wat gesê het Schuster vir president. Dit was op grond van die feit dat bokke so 'n sukses was. Die grootste impak wat sal oorbly op die einde is daai ikoniese oomblik waar Madiba vir François die beker gee en hy amper blyer as François lyk oor die hele storie. Dit was fantasties. Dit was humbling en mense deernis gevoel. Dit was fantasties geweest. En van een merkwaardige storie na 'n ander. 'n Europese wespedief roofvoël van Ryds op die Vrystaatse platteland het volgens 'n fascinerende Facebook-plasing deur Colin Brown in April en Mei meer as 200 km per dag gevlieg om die 10,000 km na sy noordelike somertuiste in Finland in net 42 dae af te lê. Hoewel die geloofwaardigheid van die spesifieke studie oor migrasie nog nie bevestig kon word nie, het ons 'n voëlkenner gepols oor of sulke afstande werklik moontlik is, of die voël elke jaar in Ryds sal kom kuier en of die soort voëls tipies om die Middellandse See sal vlieg. Getting up and flying what we think of as very long distances, that's something they do routinely
lives. So yeah, they are amazing animals. I mean, a lot of the Palearctic migrants are coming from quite far north. Typically the birds that live further north come further south. But I mean, I'm not surprised that it covered that distance. You know, there are many migrating species that come to our part of the world in our summertime from up north that cover that sort of distance and more each and every year of their lives there and back. It is a remarkable thing and it goes remarkably unnoticed. Tweet vir ons foto's en video's van welbereëse voëls of ander topstories in jou omgewing of e-pos dit na nuus@netwerk24.com.